En daarom het elke mens waarde. Elke mens het 'n intrinsieke waarde ingeskape omdat ons beelddraers is van God. Goeiedag en baie welkom aan al ons luisteraars, aan al ons kykers by ons nuutste episode van Om die Woord. Saam met my hier is Teens en Skalk, baie welkom julle. Ons gaan aan met ons reeks oor die katekismes, waar ons dan by elke vraag en by elke antwoord stil staan. En ons staan dan nou vandag spesifiek stil by vraag en antwoord 6. Nou, vraag 6 onder Sondag 3 vra vir ons: het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? En dan is die antwoord nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon liefhê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Nou, ek dink die gesprek dan sommer dadelik laat wegspring met ons vraag: wat beteken dit dat die Here die mens goed en na sy ewebeeld geskep het? Hoe verduidelik ons daar die terme? Ek weet nie, Skalk, Teens, of julle hierop wil iets sê nie, Skalk? Ja, ek dink is belangrik om te sien dat die Here skep ons goed. So eerstens, hy skep ons dat ons in staat is om dit te doen wat goed is, wat volgens God se wil goed is, wat volgens God se kriteria goed is. Nie volgens menslike kriteria nie, maar volgens God se kriteria. So moet ons nou ook nie dit wat goed is definieer as goed wat in ons eie oë is nie, maar wat goed is in God se oë. So ek dink dis die eerste belangrike ding. En dan die tweede een is God se ewebeeld. Nie bedoelende dat ons gelyk is aan God nie, maar dat ons in die beeld van God geskaap is, dat ons kan dink, dat ons wil skep, soos wat ons skepper ons maak, soos hy. Soos wat ons skepper skep, so wil ons ook skep van nature. So ons is van nature, het ons eienskappe van God. Dit beteken nie dat ons soos God is nie, of dat ons little gods is, soos wat sommige pastore in Amerika sal sê nie, soos Benny Hinn nie. Ons is nie little gods nie, maar ons is in sy beeld geskaap, bedoelende dat daar basis is van wie God is, sy eienskappe wat ons aan God connecteer, en so het ons ook deel aan daardie tipe eienskappe as deel van ons identiteit. Ja, ek dink met mense, ja, ons kan by die beeld van God ook sê, die Here het die mens so geskep dat die mens aan sy doel kan beantwoord. En sy skepingsdoel is dan om God te verheerlik en God te geniet. En as ons sal sê, hy is beeld van God, dan is die mens geskep om wie God is te kan sigbaar maak in wat hy doen. So ek dink dis ook net belangrik die God se karakter sou sigbaar kon wees in die mens se woorde en werke. Ja, ek dink as jy nou hier op hierdie antwoord verder kyk, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid. Nou hy is eintlik verskriklik mooi in ware geregtigheid. Die mens is goed geskep, en in heiligheid, die mens is na sy ewebeeld geskep. Maar dan nou, wat Teens ook gesê het, word vir ons dan verder in die antwoord bevestig, sodat hy God, sy skepper, reg kon ken en hom van harte kon liefhê. Dit is by vorige geleentheid waar ons stil gestaan het om te sê, maar die wet van die Here beteken om God volkome lief te hê en om jou naaste volkome lief te hê. En
dit is waartoe die Here ons geskep het, waartoe ons in staat was. En ek dink ons kan dalk bietjie meer uitbrei op hierdie geregtigheid en hierdie heiligheid, en dis nou tog iets wat was en nie meer is nie. Ek weet nie of een van julle daarop iets wil sê nie. Ek wil dalk net iets byvoeg, is nou nie op die geregtigheid en heiligheid nie, maar net ietsie byvoeg oor die ewebeeld, wat ek dink belangrik is om van nota te neem hierso, is ons is na God se ewebeeld geskape, en daarom het elke mens waarde. Elke mens het 'n intrinsieke waarde ingeskape, omdat ons beelddraers is van God. En dan omdat ons beelddraers is van die Here, moet ons ook sy naam of sy beeld dan goed uitstraal in die wêreld. En dit is ook aan dan by die tweede gebod. Of nie tweede gebod, die derde gebod, skus. So, dink ek goed, daar is ook mooi onthou, dat omdat ons in die Here se ewebeeld geskape is, daarom het ons waarde. En dit het verskeie etiese implikasies ook. Maar gaande die Here se die heiligheid en die geregtigheid, die ware geregtigheid. Eerstens, ons moet sien dat as ons die woordjie perfek gebruik met Adam, dat Adam perfek geskape was, of is dat die mens perfek geskape was. Beteken dat hy was sonder sonde. Hy was nie sondig geskape nie. Die sonde het eers ingekom met die sondeval. En dan ook baie belangrik met die heiligheid beteken dat hy afgesonder is. Hy is gekies deur die Here om daar te wees. Hy is bestem, so te sê. So die heiligheid heeltemal afgesonderheid van die Here af. Of van die Here op jou nader trek. Jy is afgesonder van alles anders, want jy is die Here se. Ja, wel, ek dalk net kan bysê oor die oor jou vorige opmerking oor die ewebeeld. Nee, dit is so dat almal het dan uiteindelik waarde in die oë van die Here. Omdat almal aan die Here behoort. Psalm 24 wat nie net sê dat die wêreld aan die Here behoort nie, maar alles daarin, die mens ook. En dis een keer in 'n gesprek dan met iemand wat bietjie, iemand wat tog ook kritiek het om te sê dat almal het waarde in die oë van die Here. Na die einste gesprek wat ek nou gesê het, maar want die persoon kon nie verstaan en hoe die Here, hoe almal waarde het, maar hoe die Here sekere ouens dan nie die genade gee en hulle hel toe stuur nie. En ek sê toe, en die mens kry die mooi beeld dan ook in die skrif dat as jy met klei werk en jy kies wat se sekere dele van die klei weggooi, wat is nie jy nie doen nie. Selfs die beeld van die Bybel gebruik. Vat nie die waarde weg van die mens nie. Nou die klei kan jy die ander stukke klei se waarde bepaal nie, maar die potbakker kan daardie klei se waarde bepaal en besluit dat hy met daardie klei wil maak. Nou net dit oor die ware geregtigheid en heiligheid. Dit is die een kerkvader Augustinus wat nou nogal gesê het, ek nou net die bewoording reg kry, maar hy het gepraat van non passe peccare en passe peccare. Nou, wat dit net eenvoudig beteken, is dat die mens was in 'n toestand waar hy die vermoë gehad het om nie te sondig nie, en waar hy die vermoë gehad het om te sondig. So daar's hierdie, hy staan vir hierdie twee paaie, die vermoë om nie te sondig nie, en die vermoë om te sondig. En dit is dan nogal, dink ek, met die gesprek oor ware geregtigheid en heiligheid belangrik, want die mens het hier die vermoë gehad om reg te lewe volgens die Here se wil, en die mens het hier die vermoë gehad om in ooreenstemming met God se wet en karakter te skep, om in absolute heiligheid afgesonderd van alle kwaad te kon lewe. En dit is hier in Sondag 3 waar ons nog sit met die sonde en die ellende kennis, dit is wat ons verruil het. En ons het dit verruil vir iets baie, baie slegter, vir die ongeregtigheid en die onheiligheid. So dit ons geval in 'n staat van om net te kan sondig. Al vermoë wat ons het, is om net te sondig. Dit is dink ek wat die mens dan nou op klem moet lê, want dit gaan
van hier af vorentoe dan net die heerlikheid maak, dit meer heerlik maak as ons sien dat die Here ons hier na toe terugbring. Is dat hy skenk vir ons geregtigheid en hy skenk vir ons heiligheid. Dit doen hy dan alleen deur Christus. Maar nou kan 'n mens bietjie iets sê en teens het reeds daar gepraat oor wat dit is om die Here te verheerlik, oor wat jou doel is in die skepping. Nou, as jy mense daarop kan uitbrei, as jy mense kyk na hierdie laaste 2 vrae, is daar iets wat jy graag daaroor wil sê, meer wil uitbrei. Nou, ek daar kan sê, is dat jy hier nogal kry dat hy God sy skepper reg kan ken, om van harte kan lief hê en saam met hom in ewige saligheid kan lewe, om te loof en te prys. Wat mense nogal mooi hier, mense lyne kry, trek, sien 'n mens, maar ewige lewe word dan van hier af vir ons in Johannes 17 verder verduidelik na Christus se koms voor sy verlossingswerk, maar hy bevestig dit vir ons dat die ewige lewe is om hom te ken. En dit is presies dit wat ons hier lees wat Christus vir ons bevestig. Is om hom te ken en om van harte te dien. Daardie hart van klip wat hy dan vir ons wegneem en vir ons 'n nuwe hart gee met die wedergeboorte, waar ons nou eintlik in heiligmaking voortdurend van nou tot in ewigheid saam met die Here kan wees, om kan nader, om kan dien, tot om kan bid. Dit wat ons doen, die werke, die goeie werke wat ons doen, bydra tot die skoonheid van die bruid se openbaring. So, hier sal nogal, as 'n mens net kyk na hierdie woorde geregtigheid en heiligheid, om God reg te ken, om van harte kom lief hê, saam met hom die ewige saligheid kon lewe, en om te loof en prys. Dis alles wat ons verloor het met die sondeval. Ons was in 'n staat, sonder Christus is jy in 'n toestand van ongeregtigheid, van onheiligheid, waar jy God nie ken nie, om van harte nie kan lief hê, nie saam met hom in die ewige saligheid kan lewe nie, en om nie loof en nie prys nie. Dit is die teenkant, as Christus nie sentraal staan, as Christus nie, as jy nie Christus het nie. Maar ek weet nie, dit is eintlik als, maar ek weet nie daar 'n paar finale opmerkings is van jou op en af. Ek dink as ek iets kan byvoeg, as ons dan die evangelie, die goeie nuus van Christus se koms dan hierby saambring, dan sien ons hoe die Here hierdie verdorwenheid het ons deur die sondeval deurgegaan het. Hierdie totale en al absolute sonde wat nou deel is van ons natuur na die sondeval, waar die Here ons goed geskaap het, ons reg geskaap het, mooi heilig en geregtig geskaap het, en waar ons dan geval het deur die sondeval, kom Christus en hy tel ons op na die put uit waar ons is in die sonde, en hy was ons skoon, en soos ons dan met die lag ook bely, met sy bloed. Hy was ons skoon met sy bloed, sodat ons weer geregtig voor God kan staan. So sien ons die herstelwerk wat Christus kom doen in ons lewens. Hy maak ons weer soos wat ons was, maak ons weer voor die Here, en daardie proses bereik sy, hoe kan ek sê, sy totaliteit met sy wederkoms, waar hy die wat gesterf het, weer uit die graf uit sal wat opstaan, en dan sal hy ook sy koninkryk totaal bevestig, volkome bevestig hierder. Jy sien hoe Christus daardie herstelwerk kom doen in ons lewens. Nou maar ook met sy wederkoms ten volle. Ja, also wat ek dink, as mens nou afsluit, baie belangrik is, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? En die antwoord is nee. 'n baie duidelike nee. Maar ook, nee, ek dink dit sit, daar sit 'n stuk troos hierin vir vandag, is dit wat vandag sondig en verkeerd rondom ons is, in ons is dan van die Here afkomstig, en die antwoord is dan ook nee. Nee, dit is weens die mens, weens homself, dat goed so sondig en verkeerd is. Die oorsprong lê nie by die Here nie. Inteendeel, die oorsprong lê by die mens.
Maar as dit al is, dan verstaan ons by hierdie episode waar ons gekyk het na vraag en antwoord 6. Skalk en Teens, baie dankie aan al ons luisteraars, almal wat gekyk het, en dan weer tot volgende keer.